dat hulle in die engele staan om sy troon en sê, heilig, 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 is die Here God almagtig. Halleluja. Amen. Dit is lekker om vanmôre weer saam met julle te wees, so in die koue, so in die nattigheid, maar ons het dit ook nodig. Weskaap sê hulle het die minste reën nog gehad van wat 19, is dit nie nou nie? 19 something het iemand in die week gestem. 19? 58? Ja. So, maar ons glo die Here kan stuur. Maar beteken ek die Here laat dit ook toe. Die volk is nie die plek wat hulle moet wees nie. Daarom het hy gesê, 2 Kronieke 7:14, en as my volk, oor wie my naam het geluk is, hulle vermoedig, if they would humble themselves, seek my face, turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and heal the land. So, vanmorgen gaan ons 'n bietjie praat oor geloof, en ek wil jou vat na die boek Numeri toe, Numeri 21, en ons gaan lees vanaf vers 4 tot 9. So as jy jou Bybel saamgebring het, kan jy saam lees, anders kan jy net luister, saam luister, kom ons hoor wat die Here vanmorgen vir ons wil sê. Numeri 21 vanaf vers 4, en dit sê, toe trek hulle, is nou Israel, van die bergbord af, weg op pad na die Skelfsee, om die land Edom om te trek, maar die siel van die volk het op die pad ongeduldig geword. Is enig iemand vanmorgen wat al ongeduldig was in jou lewe, wat al gevra het, Here, hoekom, hoe lang nog, waar nog, wanneer kom die belofte, al hierdie goed. Hulle het ongeduldig geword op die pad, en die volk het teen God en teen Moses gespreek. Waarom het u ons uit Egipte land laat uittrek, om in die woestyn te sterwe, want daar is geen brood en geen water, en ons siel walg van die ellendige kos. Ja, en ek in die gesig van die Here, hy voorsien. Ek always say, it is supernatural food of the angels. Kwartels en manna, hier kry hulle dit, verniet mahala, en nou sê hulle, dit walg ons. So seker lus vir die ellendige kos, en is dit nie maar so in ons geestelike lewe ook nie. Jy weet dat jy kom, daar's een ding om die Here te soek en te bly soek, en wanneer jy drink van die lewende water, en eet van die lewende brood, dan word jy net nog meer dorsig, maar vir hom. Jy raak al honger vir sy woord, en vir hom. Baie keer, dat mense net klein stak, in hulle tradisie en in hulle godsdiens, daar's geen verhouding met die Here nie. Dis wanneer jy dan nou, wanneer jy die dankbaarheid het ook in jou hart nie, wanneer jy dan nou so optree. Vers 6, en toe stuur die Here giftige slange onder die volk, wat die volk gebyt het, en baie mense uit Israel het gesterwe. En die volk het na Moses gekom en gesê, ons het gesondig. Typies. Dink moet eers met hy skeef loop. Beteken moet iemand eers by die varkpele, soos die verlore seun gaan draai, iets moet eers in jou lewe skeef loop, alles moet eers beteken in die stond vir die luister. Skielik besê hulle, ons is jammer, ons het gesondig, dat ons teen die Here teen U gespreek het. Bid tot die Here, pastoor, bid vir ons, dat hy die slange van ons wegneem, en Moses het vir die volk gebid. Daarop sê die Here aan Moses, maak vir jou 'n giftige slang en sit dit op 'n paal. Dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe. Vers 9, en toe het Moses 'n koperslang gemaak en dit op 'n paal gesit, en as 'n slang iemand gebyt het en hy het gekyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly. En nou kom Jesus en hy sê in Johannes 3 vers 14 tot 15, en net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens, dis Jesus, verhoog word. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê. Net soos wat Moses die slang verhoog het, so was Jesus verhoog aan die kruis. Hy is nie die slang nie.
But he who knew no sin became sin for us on the cross. Dit was ek en jy wat veronderstel was om daar te hang. Maar elkeen wat nie net nou, in die Ou Testament sê, elkeen wat gekyk het na die slang, het bly lewe, maar hulle het toch gesterwe, eventually. Jesus kom en hy sê, elkeen wat glo in hom, sal lewe, maar nie net hier nie, nou nie, maar sal die ewige lewe hê. Nou kom Hebreërs 11 vers 6 en hy sê vir ons, en sonder geloof is dit onmoontlik, sê saam met onmoontlik. It is impossible to please God, om hom te behaag. Want hy wat tot God gaan, moet glo, sê moet glo, dat hy, dis God, is, en 'n beloner is van die wat hom soek. Geloof, wat is geloof? Hebreërs 11 vers 1 sê dan vir ons, die geloof is dan 'n vaste vertroue. 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Jesus sê, die wat glo in hom, sal die ewige lewe hê. Efesiërs 2 vers 8 tot 10 sê dan vir ons, want uit genade is julle gered. You have been saved by faith, deur geloof, en dit nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God. Nie uit werke nie. Dis nie iets wat ek kan doen om die vergifnis te ontvang nie. Dis nie, die salvation kom nie deur iets wat ek doen nie. Dit kom deur genade en geloof. Maar hoor wat sê hy, dis nie uit die werke nie, sodat iemand mag roem nie. Dis nie sodat jy iets kan doen en kan sê, ek het dit gedoen nie. Ek het elke Sondag hierdie jaar in die kerk gesit nie, ek kyk nou vir my nie. Ek het elke maand my 10e gegee, kyk nou vir my nie. Daar's niks wat ek en jy kan doen om hierdie genade te verdien. Jy verdien niks. Dis 'n gawe. Dis uit genade en deur geloof, sodat ons nie mag roem nie. Vers 10. Want ons is sy maaksel. We are his creation. Workmanship. Geskape in Jesus Christus, hoor wat sê nou, tot goeie werk. I am not saved by works, but I'm saved unto works. En ons gaan nou kyk wat dit sluit aan by geloof. Want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. En Jakobus 2 leer dan vir ons dat geloof sonder werke, sonder dade is dood. So is dit werk so om. En as God sê dit werk so om, dan werk dit so om. Ek werk nie om te wys ek het geloof nie. Ek het geloof en daarom het ek werke. Almal van julle het vanmôre glo ek geloof in 'n mate. Niemand van julle het ek gesien en ingekom vanmôre toe julle nou hier instap. Niemand doen dit. Nie een Sondag nie. Kom in en dan kyk julle nou eers. Dan ek wonder, gaan hierdie stoel my hou vanmôre? Laat ek net gou die maatband uithaal en sien, is hy hoog genoeg? Is hy breed genoeg? Kan iemand net gou druk bietjie? Wanneer laas is hierdie hout hier onder vervang? Is hierdie nuwe, hoe oud is hierdie stoel? Hoeveel mense het al hier opgesit? Niemand het dit gevra nie, jy het net gaan sit. Ek geglo maar net, die stoel gaan jy nie gehoop nie. Want as jy gesê, o jene, ek hoop maar, stadiger en, ek gaan sit. Ek het geglo dat hierdie stoel gaan jou vanmôre hou. En die hartseer ding van alles is dat ons baie keer meer glo in ander, meer glo in jouself, meer glo in goed, as wat ons glo in ons Skepper, ons Maker. As my vrou vir my sê, gaan wag jy so lank in die kar, ek kom, dan staan ek nie en dink, jene, ek twyfel nou, ek wonder nou, gaan sy vir my reg in die kar kry nie? Nee, ek dink sy gaan nou in die bed terugklim, en dan gaan sy net vir my los in die kar wat kom nie. Ek glo mos, dit is al woord.
En al twyfel jy baie keer in jou eie vermoë en krag dat jy sekere dinge nie kan doen nie, is daar ook baie in jou lewe waarin jy glo. Jy sê nie vir jouself as jy die oggend na die tandeborsel toe stap en sê, ek wonder of ek vanmôre kan tandeborsel nie. Jy het die geloof in jouself om die tandepasta ook te draai en jou tande te borsel. En so ook met die stoele en met alles in ons lewe. Maar vanmôre wil ek jou vra, het jy geloof in Jesus Christus, die een wat jou gemaak het? Nou geloof is nie wishful thinking nie. Geloof is ook nie positief te wees nie. Weet ek moet positief dink en positief wees. Dis mos ook iets wat die wêreld deesdae vir ons leer. To be positive thinkers. Dis nie wat geloof is nie. Geloof is ook die manipulasie om te dink jy kan God se arm dra om te kry wat jy wil hê nie. Geloof is ook nie om die skrif te bly quoteer en dink dinge gaan net gebeur in jou lewe nie. Drie goed wat jy vanmôre met huis toe vat, sê saam met my hoor. Glo, doen. En dis geloof. Geloof, sê die woord van die Here, Romeine 10 vers 17, kom deur hoor. Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. There must be a word to have faith, to believe in something. En as die woord vir my sê, dat Jesus is die Messias, hy is die Seun van God, hy het gesterf vir my, dan glo ek dit. Maar geloof stop nie daar nie. Baie mense dink dit stop net daar. Ek glo nou maar Jesus leef en nie of het geleef en hy is die Seun van God and that's it. Maar dit sê nog steeds nie dat jy geloof het nie. Jy glo iets, maar dit sê nie jy het geloof nie. Ons dink baie keer net dat as ek 'n woord het, dat ek nou geloof. O, jy weet die Here het gesê hy gaan vir my voorsien. Prys die Here. Ek glo dit. Dit stop nog steeds nie daar nie, my broer en susters. Dit kom dan by, as ek die woord gehoor het, ek het gehoor, moet ek glo. En daar's ook mense wat al gehoor het, Jesus is die Seun van God, maar hulle glo nie. Daar's mense wat al gelees het, Jesus sê in sy woord, moenie bekommerd wees oor die dag van môre nie, want ek sal vir jou versorg, ek sal vir jou voorsien. Maar glo jy dit? Of het jy net gelees, is dit net iets wat jy gehoor het? Glo jy vanmôre wat die Here sê in sy woord? Glo jy dat hy is wie hy sê hy is? Soos wat ons hier gelees het in Hebreërs 11, dan sonder geloof kan ons, is dit nie onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is. Hy is wie hy sê hy is, en as hy die geneesheer is, dan is hy dit. As hy die voorsiener is, dan is hy dit. As hy die een is wat vir my 'n deurbraak kan gee, dan is hy dit. En hy is 'n waarmaker van sy woord. Hy is nie 'n God wat kan lieg nie. Sy ja is ja, sy nee is nee. Glo jy dit vanmôre? En dan sê hy, is hy 'n beloner van die wat hom soek. En net soos wat Israel moes kyk na die slang, kyk ons nie vandag fisies na Jesus nie. Ons is nie Katholieke wat kruise hang met Jesus wat nog aan hom is nie. Because he is not on the cross anymore. He's not even in the grave anymore. Hy het opgestaan, hy leef en hy sit aan die regterhand van die Vader. So ons sit nie meer fisies in Jesus soos hierdie slang om na te kyk fisies nie. Maar ons kyk in ons gees en ons hart na hom. Ons soek sy aangesig, ons soek sy teenwoordigheid. Ja, die kleintjie gesien, as hy of sy aangepaas word na iemand anders, dan gaan die kop so, waar gaan my ma nou? Soek het. Want hy weet, ma en pa is my bron. Hulle maak seker ek die klere aan, hulle maak seker ek is warm, hulle gee vir my liefde, hulle is daar vir my, net so die Here ook vanmôre. Geloof is ook om te kyk na die Here, maar ek kyk nie net fisies nie, ek kyk in die gees, ek kyk deur my hart, ek soek hom deur geloof. Want hy is my redder, hy is my bron. En dan my geloof ook nie daar nie, dan moet ek begin doen. Want Jakobus sê, geloof sonder dade is dood. Die daad skep nie geloof nie. Die daad demonstreer dat daar geloof of vertroue is.
vir my om op hierdie stoel te sit vanmôre, skep nie vir my geloof nie. Jy het klaar geloof wanneer jy hier kom sit het. Die feit dat ek sit, is 'n demonstrasie van dat ek geloof het. En net so in my lewe, en dis hoekom ek wonder baie keer of mense regtig geloof het in die woord, of dat hulle regtig geloof het in Jesus Christus. Want as ek na jou dade kyk en ek kyk na jou lewe, het jy nie geloof nie. Ons sê baie keer ons het, maar ons dade wys dit. So sê net weer saam met my, hoor. As jy die woord gehoor het, dan moet jy glo. En as jy glo, dan moet jy ook doen. Hoe lyk dit prakties vanmôre? As die Here se woord sê, vertrou my, dan sê geloof, God is betroubaar. Sê net vir iemand naby jou, God is betroubaar. Ek kan op hom staat maak vanmôre. So wat doen die geloof dan? Ek hou op om deur vrees beheer te word. I do not fear anymore. Ek vertrou hom. As die Here se woord vir my sê, bid sonder ophou, bid, dan sê geloof, God hoor my. Amen? Ek sien nie mense wat dit nie glo vanmôre nie, want jy voel al vir 'n week, jy bid in die ceiling vas, of dalk 10 jaar al. En ek wil vir jou vanmôre sê, die woord sê, bid. En geloof sê, God hoor jou. So wat is die doen? Ek bid. Die mense dalk met sê, wat moet ek bid? Dit help in elk geval nie. Sure. Ek sal nooit vergeet nie, so lief as dit my ouma is, soveel as ek hulle mis, klein seentjie, sê sy vir my, jy die spiere en goed, asseblief my kind, bid net vir my, en ons vat die salfolie, en ons bid sommer daar in die kamer langs die bed vir haar, en toe sy opstaan, sê sy, dankie my kind, ek weet in elk van die wat sal dit tog help nie. Net daar kan sy leer, ouma doen nou die hele gebed, en ek is ontstel. Ek bid, maar die feit dat jy bid is geloof. Die vertroue dat jy my hoor. Hy is nie doof nie. Sy oor is nie te ver nie. Jy hoef eers te skree nie, jy kan net hier binne bid. Because the Holy Spirit is in you. He's with you. As die woord van die Here vir my sê, vergewe, dan sê geloof, God het my vergewe. Sure. En om te doen, moet ek vergewe. Wanneer jy so voel? Nee. Jy staan op die môre en jy is kwaad vir die persoon wat jou seer gemaak het en teleurgestel het. Dit voel jy kan vra Here stuur 'n weerligstraal. Dit voel jy kan met jou kar oor hulle ry. Dit voel baie keer al hierdie goed van die vlees en die natuur kom uit na vore. Baie keer wonder jy, waar kom hierdie gedagtes selfs vandaan? Dis daar in die natuur. Maar die woord sê, vergewe. En as ek glo in die Here, dat ek sê doen, dan weet ek ook uit my vergewe. En hy sê, op die maat dat ek vergewe, sal ek vergewe word. So ek vergewe. Dan sê die woord van die Here ook, gee. Hy het 'n blymoedige gewer lief. Glo jy dit vanmôre? Amen. Dan sê geloof vir my, God is my voorsiener. Want baie keer vra die Here vir my om te gee, maar het nie. Was jy al daar in jou lewe? Jou laaste R100 vir die maand, wat jy met brood en melk mee koop, en jy ry daar by die stopstraat verby en die Here sê, dan brand daai R100 'n sakkie dwars deur jou sak. Jy sê, Here, dis aan my laaste, asof die Here dit nie weet nie. Maar is dit dan nie jou bron nie? Is dit dan nie jou voorsiener nie? Vertrou jy my dan nie? So wat doen ek? Ek gee. As sy woord sê, wees heilig, want ek is heilig, sê geloof, God se standaard is goed. It is good, because He is good. He's holy. Wat doen ek dan? Ek verwyder myself van sonde. Enige iets, die ou mense het so geglo, enige iets wat my van die Here af weghou, ek soek dit nie in my lewe nie.
Vandag mag sekere van daardie goed vir ons lyk soos, ag, jene regtig. But they had a fear of God in them. Het 'n vrees vir God gehad, en 'n vrees vir die Here is nie om bang te wees vir hom nie, but it is to be afraid to be away from him. Because he is the source of life. En iets wat ek in my lewe geleer het, is dat jy kan doen wat jy wil. Jy kan die sigarette squash en nooit weer rook nie. Jy kan die Boeddha-beeld van die kas afhaal en brand en geen meer Boeddha-beeld hê nie. Jy kan Facebook en TikTok en Instagram delete, want dit dalk idle in jou lewe geword en jy dalk te veel tyd daarop gespandeer. Jy kan doen net wat jy wil, maar as jy nie in die bron van lewe is, beteken al jou goeie dade niks. Is eindig. As sy woord dan sê, gaan en maak disippels, sê geloof vir my, die evangelie is waar. The gospel is true. Amen? Dis as gevolg van die evangelie dat jy sit vanmôre, vind jy sy vergeet het. Wat doen geloof dan? Ek praat met mense oor, nie jouself nie die kerk nie, asseblief. Want hierdie kerk is feilbaar. We are not perfect. Hier sit ons ook vas. Hier stry ons ook. Hier like almal nie vir almal nie. Ek beloof jou dit. So ons kerk is nie die topic nie. Die pastoor is definitief nie die topic, asseblief. Do not put me on a pedestal. Do not put any pastor on a pedestal. There's only one, his name is Jesus Christ. Amen. Want hy het vir jou gesterf, nie ek nie. Nie jou boetie nie, nie jou sussie nie, nie jou ma, jou pa nie jou werkgewer nie, maar Jesus alleen. So praat die mense oor Jesus. As jy woord sê, moenie bekommerd wees nie, jyne en hier's 'n paar Martas. Hier's 'n paar Thomasse hier, ook in hierdie gemeente. En ek self vind my baie keer, en dan dink ek, Gerard, jy is maar lekker stupid baie keer. 'n maand terug het jy gebid en die Here het voorsien, nou sit jy hierdie maand weer en dan sê ek, Here, waar is my hulp, waar is my hulp, Here, ek weet nie hoe gaan ek weet nie, ek is nie nou in 'n benadering, net dat iemand weet. Maar het jy jouself in daai situasie al gekry? Ek het baie keer, dan staan ek in die stort, en ek bid rein en Here, hier is my nooit, Here, ek het 'n voorsiening nodig, môreoggend is die voorsiening daar. Prys die Here, 'n week later beloof ek vir jou, twyfel ek weer. Ons mense is maar lekker deur mekaar baie keer. Ek vergeet baie keer dat hy gesê, moenie bekommerd wees nie, moenie bang wees nie, moenie worry oor die dag van môre nie. Wat sê geloof? God is in beheer. Terwyl ek nou die aand stap en ek kyk so na die sterre, kom die gedagte net weer by my op, want as ek kyk na die wêreld, dan sien ek die wêreld is lekker teen mekaar. Die wêreld is chaos. Partykeer kan dit vir mense lyk asof daar nie 'n God is nie, of dit kan vir hulle lyk asof God nie in beheer is nie, omdat dit lyk soos wat dit lyk. Let me tell you something. It might look like chaos, but he's perfectly in control. Ons dink baie keer dit val uit mekaar, moenie hysteries raak nie, it's falling into place. He's in control. Wat sê geloof? God is in beheer, wat moet ek doen? Ek bring my bekommernisse na hom toe. Jy loop nie klaar nie. Jy vertel jy op Facebook al jou goeders vir almal en almal moet weet op jou status jy gaan deur 'n moeilike tyd nie. They don't need to know that. God will tell somebody to come to you if it's necessary. Jy gaan in jou binnekamer en jy sê, Here, ek is bekommerd. Ek kan dit sê. Ek kan soos Psalm 42 van hierdie week gesê, Here, waar is U? Dit voel of U my verstoot en dit voel of U my nie hoor nie. Jesus self het gesê, Vader, waarom het U my verlaat? Ek mag dit vra, solank my hart nie is soos die Israeliete is en te sê, Here, dis U skuld. Dis U dat ek nou hier sit. Nee, hy is in beheer. En ek bring my bekommernisse na hom toe. As die woord van die Here sê, wees lief vir jou vyande.
Ons weet jy's lief vir jou man, ons hoop so. Ons weet jy's lief vir jou vrou, ons hoop ook so, en jou skoonma. Wat van julle is ons lief nie vir mekaar nie. Maar Jesus sê, jy's lief vir jou vyande. That's next level faith. And it's not a suggestion. Ek sê my kind, as jy die dag so voel nie, as shame nie, wees lief vir jou vyande. And he can say that because he demonstrated it on the cross. While he was dying, he looked the people in the face who just crucified him. But die vlees van sy lyf afgeruk en he says, Father, forgive them because they do not know what they have done. So as hy sê, wees lief vir jou vyande, sê geloof Jesus se manier is die regte manier. That's the way to forgive. That's the way to go. En wat doen ek? So my seer gemaak het, vergewe ek. Ek spreek vry, ek laat gaan. Maar dis net Jesus wat ek kan doen, want hy was die seun van God. Nee, Stefanus was 'n mens gewees. En terwyl hulle besig is om hom te stenig met klippe, doen hy presies dieselfde. En hy sê, Here, moenie hierdie sonde teen hulle hou nie, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ons is nou nie meer daar nie. Dis die probleem. There's a problem, there's a sickness in our faith. There's a sickness in church. Ons wil nie gestreel word deur die gehoor, as altyd ons vandag wil in doeke geruil word en hemel toe geswaai word. Winde uitgevry word. Ek sit, terwyl ek wag vir my vrou die ander dag, ons is gou daar by die Koetsees, word die baba nou vir my gegee. Ek is so uit my vaarwaters, ek weet nie wat moet ek doen met die bonneltjie wat so lig is nie. Dit voel of ek gaan hard asemhaal, dan breek ek iets. En ek sit, en nou moet ek wieg, is al wat ek moet doen, en sy is peaceful, is al wat ek doen. Ek sit en ek wieg. Party mense wil so hemel toe gaan. Maar jy is al 40 jaar op die pad. Weet jy hoe lyk dit as 'n 40-jarige wieg word? Jy lyk dit as 'n 40 of 60-jarige nog 'n nappies is. It's cute. Maar is nie meer cute as jy 10 jaar oud is en op borsvoet nie. Ons kan dit sê vanmôre, want iewers moet ons die waarheid vir mekaar begin sê. Jy dien die Here al vir 10 jaar, jy spog daaroor, 50 jaar. But you're still a babe in the faith. Ons moet steeds nog die winde uitvry. En daar's 'n tyd en 'n plek, ek sê vir my vrou, weet jy hoekom sê ek van volgende jaar af nie, maar van volgende jaar af, gaan ek nie meer nice wees, soos wat ek dalk altyd nice is nie. I'm going to be nice to the babies. Maar as jy die Here nou al lang genoeg dien, staan op jou eie voete, kom op jou eie knie in jou binnekamer voor die Here, en bid vir jouself, salf jou eie vrou ook vir 'n slag, salf ook jou kinders vir die slag, wees die priester, wees die koning van jou huis. Daar gelaat. Sy woord sê, bely jou sonde, en sê geloof, wanneer jy kan vir my kom help, God is genadig. He's merciful. En weet jy, wanneer jy die Ou Testament lees, baie mense sien net die God wat kwaad is, en wat die volk die hele tyd wil doodmaak, maar hulle sien nie hoe geduldig hy is met die volk. Dan sê die woord, he is slow to anger, and rich in love. So bely jou sonde, geloof sê dan God is genadig. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig om al jou sonde te vergewe. So wat doen ek? Ek erken, Lord, I'm guilty as charged. Ek wonder hoe sou dit gewees het vir Adam en Eva, as hulle net gekom het en gesê, Here, ons het gesondig. Maar die ding wat sonde in ons lewe doen is, you start to blame shift. Nee, Here, ek is hierdie vrou wat U vir my gegee het. En direk blameer eintlik maar God, want dis hierdie vrou wat U vir my gegee het. En sy sê, nee, dis nie ek, dit is die slang. Was altyd 'n verskoning wanneer ons sondes het. In plaas van kom net en sê, I'm guilty as charged. Ek is jammer, Here, ek het gesondig. Ek wonder hoe sou dit dan gewees het. Is al wat die Here wou hoor.
wat hulle gedoen het, maar waar vind ons die Here? In die tuin, hy wandel. Soos hy elke dag gedoen het. Hy sê, hy weet, Adam, waar is jy? Hoekom is jy nie hier waar ons elke dag by mekaar kom nie? En dis ook wat die sonde doen in ons lewe is, wanneer ons sonde in my lewe is, dan is daar skuldgevoel, en dan sien ek nie meer kans om in die binnekamer op my knie te gaan nie, want ek is skaam. Nou wat God sê is, I invite you come. I am slow to anger, I am rich in love, I'm full of mercy. As jy jou sonde bely, hy is getrou en regverdig. Wat sê geloof? God is die moeite werd, en hy is. It is worth it to serve him. Wat doen geloof dan? Ek maak tyd om hom beter te leer ken in my lewe. Sodat ek hom kan behaag, sodat ek kan hoor wat is verder sy wil, want hy skryf dit op my hartstafels. I want to see. En net soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, en die Israeliete gekyk het, en hulle het gelewe, so is Jesus die Seun van Mens verhoog. Maar elkeen wat nou nie net kyk nie, ons kyk in geloof, maar wat nie net kyk nie, maar glo. Daar's 'n woord, ek glo, en ek doen, sal die ewige lewe hê. Wat is daar wat jy vanmôre meer sukkel in jou lewe? En weet jy, ons is mens, ons sukkel. As die man in die woord, dit is Markus 9, as ek reg is, wat sy seun na Jesus toe bring, wat duiwel beseter is. En hy sê vir Jesus, as hy kan. En Jesus sê, as ek kan, hy sê, Here, ek glo nie, kan maar help my in my ongeloof. Ons is partykeer klein gelowig, ons sukkel partykeer en hy weet jy is mens. Moenie dat dit 'n verskoning word in jou lewe nie. Partykeer om die duiwel met jou brein kom smokkel, hy wil hê jy moet vrees. En almal van ons het dalk al daai aande gehad dat jy die lig afsit, jy klim in die bed en dan lyk jy die Japon skielik daar soos 'n spook, 'n gees. En dan begin jy in tale bid en jy begin die gees bestraf, want wat is nou hier in die kamer wat nie moet wees nie. Want jy die lig aansit, jy eventually die guts gekry om in die bed in te klim, en dan sê jy, is nie Japon. Dis die vyand se taktieke. Want die oomblik wat ek vrees, glo ek nie meer God is my redder nie, hy is my beskermer nie, hy is my beskinning, he's my rots. Ja, ek praat ook so, dit ek in Engels. He's my rots. He's my refuge. Hy is my anker. Hy is my krag. Hy is my skepper. Hy is my verlosser. Hy is my redder. Hy is die voorsiener. Hy is alles wat ek nodig het. So wanneer ek daar die kamerjas daar sien en dit lyk soos 'n bose gees, wat sê geloof? Die Here is met my. En geen duisternis sal die lig oorweldig nie. Wat doen ek? Ek bestraf jy, ek sit nie daar nie. O, Here, help my met dit. O, in die naam van Jesus Christus. As dit 'n gees was, dan bestraf jy vir hom. Maar weet jy wat, baie keer moet jy net vir jou mind sê, onthou, daar's 'n kamerjas. Nie alles is 'n bose gees in hierdie lewe nie, amen? Dis tyd dat ons authority het. Baie mense sê vir my, pastoor, jy moet nie aande so rondloop, jy is nie veilig nie. Don't you realize that He is walking with me? That His angels is with me? What should I fear? Whom should I fear? But Him. Geen mens kan aan my doen wat hy nie toelaat vir hulle om aan my te doen nie. Selfs wanneer hy dit toelaat, then there is a reason. And I will still trust Him. I will still have faith. Selfs wanneer hy toelaat dat daar kanker dalk in my lewe is, I will still have faith. I will still believe. I will still confess He is my healer until I see the healing.
selfs al sou ek in hierdie lewe nooit die genesing sien, nooit die deurbraak sien nie, dan wil ek vir jou sê, daar's 'n hoop. Maar ek wil vir jou sê, moenie settle vir hierdie lewe hier. Ja. The life is after this one. So genesing is op pad. Sê dit net vir iemand daarna by jou. Genesing is op pad. Of dit nou innerlik is, of dit depressie is, of dit angs is, of dit fisies in die liggaam is. Dit kom. Nou gaan jy dit nie hier sien nie, but you will see it. When you see him, ek dink die oomblik as jy hom sien, gaan die kanker net so verdwyn. Gaan die blinde oë oopgaan. Hy kan dit nie doen. Ek glo nog steeds dat hy dit nie wil doen. Maar as hy dit nie hier doen nie, is my hoop hy gaan dit doen. Al sien jy nooit die rykdom hier nie. En kyk iemand jou nog gesê het, die strate is van goud in die hemel. En jy gaan nie eers 'n R5 nodig hê, jy gaan nie R100 nodig hê nie. Ons moet vanmôre mekaar bemoedig. Ek moet myself baie keer bemoedig. Ek moet ook baie keer in die binnekamer kom en sê, Heilige Gees, nou moet ons twee. Because my faith is little. I want to believe that you can do this for me. I want to believe that you are the healer. I want to believe that you can set this person free. I want to believe that you are the deliverer. But I do not see it yet. Please help me in my unbelief. But in faith, because I believe, because I trust Him, I can do. En ons moet mekaar accountable hou. As jy weer oor iemand sukkel met vrees of met angs, sê dit oor die kind van die Here. Dis nie oordeel nie, maar kom ons bid vir jou dat die Here jou vry maak. Vrees en angs is nie van die Here nie. Because He who is in you is greater than He who is in you. Party mense vrees die duiwel. Hoekom? How can we be afraid of the created instead of the creator? How? En hierdie ou wat vanmôre hier so staan, is baie keer skuldig aan net om mense te vrees. Mense opinies, mense se kykke. Dit is altyd maklik om hier voor te staan nie. En baie keer in sekere gesigte vas te kyk en te wonder, Here, ek weet nie of hulle ver van U af is en of ek net mislei is en of hulle probleme het met my of wat ook al. I don't know. But help me not to please the soul in the chairs. En in die proses om die Here te disobey nie. En ons doen dit as mense. Ek dink baie predikante val in hierdie groep. Ons wil mense behaag, ons wil vir mense luister, ons wil mense tevrede stel, ons wil enigiets doen om mense te trek. Maar in die proses is dit so fyn dat ek God in die proses mis en disobey. And I am guilty as charged. En gereeld moet ek kom en sê, Here, ek is jammer. Ek het weer eens 'n mens voor U geplaas. En jy ook. Ek sê nie met rude wees nie. As tye wat jy mag nee sê vir mense. As tye wat jy vriendskappe mag afsny en afbreek. Om eers te plaas. As tye jong mense wat jy kan sê, nee, ek gaan nie saam met jou 'n dop drink nie. Nee, ek gaan nie saam met jou na 'n dag waar toe nie. Want hoekom? Ek wil hom behaag. Ek wil hom eers sit in my lewe. Jy mag sê by 'n braai, nee, ek gaan nie saam met jou 'n veel grappe vertel nie, want ek wil hom behaag. Maar ons is te bang. Ek sê iets en dan dink ek, o, Jene, jy is almal weer, dan dink maar lekker dink jy is weer. I'd rather be a freak, but I want to be a Jesus freak. Mag
die Here ons gemeente help. Ons is besig om te herbou geestelik. Ons kan nie bou as ons nie geloof het nie. Mag die Here vir ons help dat ons hom eerste sal plaas in ons lewe. Dat ons hom sal vrees en net hom sal vrees. Sal glo in sy woord. Dis nie net om te sê, om 'n skrif te quoteer en te quoteer en te quoteer tot hy nie. Dis nie om te kan sê dit staan in Jeremia 3 vers wat ook al nie. Dis om dit hier te ken en te glo. En ek staan daarop deur om te doen en te reageer daarop. Amen. Geloof. Ons het 'n ou koortjie gesing, geloof wankel nie, vertrou die Here. So, maar wanneer Michelle nou eendag weer drome speel, dan gaan ons moes. Ek kan net vir jou vanmôre sê, baie keer vra die Here iets en dan lyk dit onmoontlik. Dis soos wanneer die Here vir Israel vra, hy beloof hulle daar's 'n beloofde land. Presies dit. Hoe weet ons is daar, Here? Of soos om deur die see te gaan, Here, hoe weet ons u gaan hierdie see, wat gaan u doen? God het eers gereageer. Nie wanneer hulle die woord geglo het nie, maar wanneer hulle begin beweeg het. Die oomblik toe Moses die stap lig aan die water op. Hy kon sê, Here, ja, ek glo jy kan dit doen. Doen dit nou, Here. Doen dit nou, Here. Daar was 'n aksie by die reaksie wat die Here wou hê. Nie net glo nie. Want net om actually iets te doen. Jy bedink jy bang jy lyk ridiculous. Dis soos wanneer die Here vir Noag vra bou 'n ark, maar daar's nie reën. Here, die mense lag vir my en spot my, wanneer gaan jy nou gaan jy net aanbou net? Here, waarvoor? Here, dis soos jy bou. Dis geloof. Dink jy gaan jy maar weet lyk en niemand rondom jou gaan dit altyd verstaan. Dis okay. As jy weet, dis wat Here gesê. You take it and you do.